Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met almal. Soos julle kan sien, also my tema vir vanoggend se boodskap is barmhartigheid. En dis nogal iets wat my baie na in die hart lê, die barmhartigheid tema. So ek hoop regtig elkeen van ons, as ons uitstap hierso vandag, sal julle daai een woordjie onthou, barmhartigheid. En die hele week vorentoe en die maand vorentoe en ek wil amper sê vir die res van ons lewens vorentoe, moet ons daai woordjie onthou, barmhartigheid. Die skrif wat ek gaan lees kom uit Lukas uit, is Lukas 10 vers 25 tot 37, so as julle na die skrif toe wil gaan. Maar daar is die skrif, ek wil ons met dit graag saam lees, as julle nie omgee nie. Is nog 'n mond vol, so julle moet asseblief nie afdwaal en dan vanmiddagete sit en dink en so, julle moet die skrif saam met my lees asseblief. Dis Lukas 10 vers 25 tot 37. Ons begin by vers 25. En kyk, 'n sekere wetkenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen, baie belangrik, om die ewige lewe te erf?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," het Jesus vir hom gesê. "Doen dit en jy sal leef." Maar hy wou homself regverdig en toe vir Jesus gevra: "En wie is my naaste?" Hy het Jesus 'n trick question gevra. So wie is my naaste? Ek het dit ook al baie keer gewonder. So wie is my naaste? Is dit net my medegelowiges? Is dit net my landsgenote? Wie is my naaste? En hy vra dit vir Jesus: "En wie is my naaste?" Daarop het Jesus geantwoord. Hy het 'n storie vertel. 'n Man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo toe. Met ander woorde, dis 'n Jood gewees. En is die rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. En toe 'n priester wat 'n Jood was, het onvoorsiens met daardie pad langs gegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so ook 'n Lewiet wat ook 'n Jood was. So Jesus trap eintlik bietjie op hulle tone. By die plek aangekom en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritane was die Jode se aardsvyande geweest. Hulle het mekaar nie gegroet nie, hulle het nie mekaar gepraat nie. Hulle het geglo die een moet aanbid op die berg en die ander moet aanbid op daai berg. Hulle het mekaar gehaat. Ek kan dit sê want hulle het mekaar gehaat. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daarop gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na die herberg en versorg hom daar. Met ander woorde, hy het moeite gedoen, op sy eie rydier gesit en hy het hom na 'n herberg toe gevat of na Holiday Inn toe gevat en hy het hom daar versorg. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit aan die herbergier en sê: "Versorg hom en wat jy ook al bestee, ek sal jou betaal wanneer ek terugkom." Met ander woorde, hy gaan in die toekoms ook goed wees vir hierdie ou. Wie van hierdie 3 dink jy was die naaste van die man wat deur die rowers aangeval is? En hy antwoord: die een wat barmhartigheid aan hom betoon het. Toe sê Jesus vir hom, opdrag van Jesus: "Gaan maak jy ook so." Nou julle, ek het nie self gaan tel nie, dis in my Bybelkorrespondansie, maar barmhartigheid kom 98 keer in die Bybel voor. Tussen Eksodus en Openbaring is die woord barmhartigheid 98 keer en dit gaan altyd oor God se barmhartigheid en dit gaan altyd oor ons barmhartigheid teenoor ander.
As jy dink aan al die skrifte wat praat van God se barmhartigheid teenoor die mens, hy is barmhartig, dis hoekom ons moet barmhartig wees. Hy is 'n barmhartige God en hy het baie medelee met ons. Hy is 'n barmhartige God en hy vergewe ons sondes. Hy is 'n barmhartige. Jy sal dit reg deur as jy die woordjie vashak en die vervolg as jy die Bybel lees, gaan jy elke keer sien, hier staan barmhartigheid. As jy onthou my vorige boodskap het gegaan oor sout en lig. Ons is die sout en ons is die lig. Maar die verloop van Jesus hoe Jesus in sy bediening inbeweeg het, die verloop van sy bediening hy's op 30, het hy na Johannes die Doper toe gegaan. Jy het gesien, Johannes die Doper is daar gearresteer. Maar hy het op 30, het hy na Johannes die Doper toe gegaan, en hy is deur Johannes die Doper gedoop, toe hy 30 jaar oud was. Nou die hoëpriester kon eers sy amp inneem op 30. Jy kon nie voor 30 in daai amp inbeweeg nie. En die hoëpriesterskap het afgekom deur die familie, en op 30 word jy die hoëpriester. En dit is hoekom Jesus op 30 begin het met sy bediening. Hy is die laaste hoëpriester. Hy is ons hoëpriester. Hy is die een wat die groot prys vir ons betaal het. En toe Jesus klaar gedoop is deur Johannes die Doper, toe is Jesus versoek in die woestyn deur die vyand. Vir 40 dae en 40 nagte het hy gevas. En hy is versoek in die woestyn. En nadat hy uit die versoeking uit die woestyn uitgekom het, het hy begin om sy disippels te kies, en sy eerste woorde wat hy gepreek het is, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Maar die bergpredikasie is letterlik Jesus se eerste preek gewees. En volgens my, vir my is dit die belangrikste preek, of die belangrikste lering in die woord, is die bergpredikasie. Maar in die bergpredikasie, in Matteus 5 vers 7, sê hy, salig is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Met ander woorde, daar's 'n wipplank. As jy barmhartigheid bewys, dan sal jy barmhartigheid ontvang. En dit werk amper reg deur die evangelie werk dit so. As jy, sal ek. As jy na my toe draai, sal ek jou aanvaar. Dis die hele tyd, dis by Jesus is dit altyd, as jy, sal ek. En die ding is van lewe en dood sit in die tong. En toe ek die boodskap voorberei het, ek gedink maar lewe en dood sit in die tong, maar waar begin daai lewe en dood van my tong? Daai lewe en dood van my tong begin tussen my ore. Ek dink dit eers voor ek dit sê. So lewe en dood vir my begin amper in my gedagtes lewe. En waar my barmhartigheid en waar ons barmhartigheid moet begin, is in ons gedagtes lewe. En die eerste ding waaraan ek gedink het, as ek 'n ou met 'n rooi overall hier op die verhoog sleep, en ek dink julle weet na wie ek verwys. Wat is die eerste ding wat in julle gedagtes gaan opkom? Maar tog het Jesus gesê, seën die wat julle vervloek. Hy het gesê, bid vir julle vyande. Hy het gesê, doen goed aan almal. Nie net die mense waarvan jy hou nie. En hy het gesê, wees barmhartig, want ek is barmhartig. Met ander woorde, ek mag geen haat, nyd en enigiets in my hart koester of in my gedagtes nie. Want wat ek in my gedagtes saai, sal ek in my lewe maai. My barmhartigheid moet in my hart en in my gedagtes begin. Nog 'n storie wat ek gaan nie die hele storie lees nie, maar nog 'n storie wat julle almal ken is die storie van die verlore seun, né? Julle almal ken die storie. Die verlore seun, 2 boeties, een sê pa, ek wil my erfdeel hê, ek is nie lus om te boer nie. Die pa sê dis reg, hy gee hom sy erfdeel. Hy vat sy erfdeel, hy gaan spandeer sy erfdeel op partytjies, slegte vrouens en losbandige lewe. En dan kom 'n hongersnood en hy verloor basies alles. Hier sit 'n Joodse man tussen die varke. Nou julle weet, Jode eet nie vark nie, So hy wil ook nie vark eet nie, maar hy is lus vir die pele wat die vark eet, maar hy kan ook nie daarvan kry nie. En hy dink, maar ek gaan teruggaan na my pa se huis toe, en ek gaan na my pa se huis toe gaan as 'n dienskneg, want ek is nie werd om sy seun te wees nie. En soos hy aangestap kom, terug na sy pa se huis toe, sien sy pa hom aangestap kom. En sy pa hardloop na hom toe. En 'n Joodse man in die Joodse tradisie mag nie hardloop nie, dis 'n vernedering. Maar hierdie man hardloop na sy seun toe. Hy omhels hom en hy soen hom. Hy sit 'n ring aan sy vinger
en hy trek vir hom die mooiste klere aan. Hy sê vir die diensknegte, gaan en slag die vetgemaakte kalf, ons gaan fees vier, want my seun wat verlore was, is gered, hy's terug. Dis die barmhartigheid van God die Vader. Dis die storie van barmhartigheid van wie ons God is. En julle wat hier voor my sit, 99% van julle is verlore seuns wat teruggekom het na die Vaderhuis toe. Seuns en dogters. 99% van julle. Die ander 1% is soos pastoor Johan Serfontein gesê het, julle is gebore met daai knoppe op julle rug, waar die vlerke moet uitgroei. Julle is heilig, daai 1%. So ek weet nie waar julle sit nie, maar daai 1% heilig is, julle weet waar julle sit. Maar 99% van die res van ons was verlore gewees, ons het besluit om terug te gaan na ons Vader se huis toe, as diensknegte, maar hy het gesê, nee, jy is my seun, jy is my dogter, hy omhels ons, hy sit 'n ring in ons vinger, hy trek ons aan met 'n mooi kleed, en hy berei 'n tafel voor ons. Dis die barmhartigheid van God, en ek glo dis die barmhartigheid wat hy ook wil hê, ons moet hê, teenoor ander mense. Matteus 9 vers 13. Ek lees vir ons, Matteus 9 vers 9 tot 13. Terwyl Jesus daarvan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? En nou hier is Jesus se antwoord. Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Hier is Jesus se opdrag. Hy sê, gaan leer wat dit beteken. Hy sê, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Jesus wil nie hê ons moet meer offers vir hom bring, hy wil hê ons moet barmhartigheid hê. Dit is die offer wat hy wil hê ons moet vir hom bring. Nou julle Matteus, ek wil in trane uitbars as ek aan dink. Matteus was 'n tollenaar geweest. 'n Tollenaar is nie bietjie gehaat nie, hy is sommer baie gehaat. Matteus het vir SARS gewerk. Maar 10 keer erger, hy was nog 'n dief ook geweest. En dis hoe die volk teenoor Matteus gevoel het. Hy was 'n uitverwerpene in sy volk, hy was 'n uitverwerpene in sy familie geweest, want hy was 'n tollenaar geweest. En die tollenaars is gesien as een van die sondaars. Maar tog sê Jesus, as julle kan julleself dit indink, hier sit hy in sy tolhuisie. Jesus stap verby saam met sy ander disippels. En Jesus stop by hom en hy sê vir my, en hy sê vir Matteus, jy, volg my. En dit sê in die Bybel, Matteus het hy het alles net so gelos, hy het sy tolhuisie gesluit, en hy het Jesus gevolg. Hy het alles opgegee ook, hy was 10 'n baie ryk man geweest. Jy word maar ryk as jy vir SARS werk. Ek gaan teruggaan, ek wil net gou praat hierso oor die vrou wat Jesus se voete gesalf het. Julle ken die storie van Jesus wat, ek gaan nie die hele ding lees nie, maar Jesus het aan huis gegaan by Simon. Simon was 'n Fariseer geweest. Simon het vir Jesus genooi vir die ete. Toe sê hy vir hom, hy moet by hom kom eet, en terwyl Jesus aan tafel is by Simon, het 'n sondares, dit sê so in die Bybel, 'n sondares het toe ingekom en sy het agter Jesus gaan staan en sy het so geween dat haar trane het op Jesus se voete gedrup. Sy het met haar hare het sy Jesus se voete afgevee. En toe het sy 'n verskriklike duur nardesolie gevat en sy het Jesus se voete gesalf. En die Fariseer wat sy naam Simon was, hy het gedink, hy het nie gesê nie, hy het gedink, as Jesus geweet het wat sy tipe vrou aan hom vat, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wat sy tipe vrou aan sy voete vat. En Jesus sê vir hom, Simon, sê gou vir my, as iemand R5.000 skuld, iemand skuld R50,
En daai skuldeiser skryf die R5.000 af en hy skryf die R50 af. Wie gaan die skuldeiser meer waardeer? Die ou met die R5.000 skuld of die ou met die R50 skuld? En Simon sê toe vir Jesus, maar natuurlik, die ou met die R5.000 se skuld gaan dit meer waardeer. Toe sê Jesus vir Simon, Simon, ek het in jou huis ingekom, nee. Jy het nie vir my water gegee om my voete te was nie. Simon, ek het in jou huis ingekom. Jy het my nie gesoen nie. Maar hierdie vrou hou nie op om my voete te soen nie. Ek het in jou huis gekom en jy het my nie my hoof gesalf met olie nie. Sy het my voete gesalf met baie duur nardesolie. En vir die res van die geskiedenis van die aarde sal almal weet van hierdie vrou wat my voete gesalf het. En toe sê Jesus iets verskriklik. Hy sê vir haar vrou, jou sonde is vergewe. En al die fariseërs dink toe, o, dis lastering. En hulle dink toe, wie is die man wat sê hy kan sonde vergewe? Maar dis die Christus wat barmhartig is teenoor daai Maria. Nou daar's 2 Marias in die Bybel. Daar's Maria Magdalena wat Jesus 7 demone uitgedryf het. En dan is daar 'n ander Maria en ek glo daai Maria is die Maria wat Jesus se voete gewas het. Maar Maria Magdalena wat Jesus 7 demone uitgedryf het. Sy was die eerste persoon wat Jesus gesien het na sy opstanding. Julle kan 'n bietjie gaan lees. Sy is die eerste een wat na die graf toe gegaan het en sy is die eerste een wat Jesus gesien het na die opstanding. Dis hoe wonderlik Jesus se barmhartigheid is. Die resep wat ek het is daar's 3 goed wat ons moet doen. Ons moet op God vertrou. Daar staan in die Bybel. In Engels staan daar so, it came to pass. Daar staan nie in die Bybel, it came to stay nie. So dit gee nie om waar jy is, dit gee nie of het goed gaan, sleg gaan nie. Things will come to pass. Goed gaan dalk beter raak, goed gaan dalk slegter raak. Maar God se barmhartigheid bly altyd dieselfde. En God verwag ons moet ons huis in orde kry. Jy kan nie barmhartigheid in jouself hê teenoor ander mense as jou huis nie in orde is. En dan die laaste ding is diens. Diens in alles is die sleutel van barmhartigheid. En julle weet die ding van saai en maai. Alles wat jy saai, sal jy maai. Ja. Dan gaan ek vir ons 'n laaste skrif lees. 2 Korintiërs 9 vers 12 tot 13. Dit sal my sal lees. Die bediening van hierdie hulp voorsien nie net in die behoefte van die gelowiges in Jerusalem nie, maar word 'n stroom van danksegging teenoor God. Deur hierdie diensbetoning sal hulle aan God die eer gee. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en ook oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Met ander woorde, wat ons gaan doen by die shelter, ons gaan barmhartigheid betoon teenoor die shelter. Ons is 'n gemeente, het gegee, ons gaan shelter toe en ons gaan barmhartig wees teenoor die mense wat dit regtig nodig het. En die woord sê, wie gaan hulle verheerlik? Hulle gaan God verheerlik. Hulle gaan nie ons verheerlik, hulle gaan nie rotsgemeente verheerlik nie. Hulle gaan wat hulle kry en wat hulle hoor daai dag. As hulle die woord hoor en hulle kry hulle goedjies, gaan hulle nie vir ons verheerlik nie. Ek beloof vir hulle gaan sê, prys God in die hemel. Al ken hulle God nie, al dien hulle God nie, hulle gaan nog steeds vir God verheerlik. En dis waar barmhartigheid gaan. Barmhartigheid gaan oor saai en maai.